My naam is Ena Berger, my storie vervolg. Nadat hy my gelok het in ons hoofslaapkamer in ons aangrensende badkamer geloop en ek het hom gevolg. Ek het niks vermoed nie. Hy het in die badkamer omgedraai, my gevra, is daar iets wat jy vir my wou sê, en ek het vir hom sê, ek dog jy wil met my praat. Hy het my in die oë gekyk en sy woorde was, jy sal nooit weer jou sin in die lewe kry nie. Nou ek het nie op daai stadium geweet, wat bedoel hy daarmee nie. Hy het verby my geloop, hy het die slaapkamer toegemaak, die deur, en hy die sleutel in die slot gedraai, en op daai stadium het ek al gestaan en net vir hom gekyk, en sy volgende aksie was, hy het die kasdeur opgemaak, hy het op sy knie gesak, en op daai stadium het ek geweet, hier kom moeilikheid, hier is moeilikheid, en ek het op sy rug gespring, en ek het hom gevra, asseblief het my nie skiet nie, asseblief ek is lief vir jou. Hy het net aangegaan as ek glad nie bestaan het nie. Na hy die kluis oopgekry het, het hy sy 9mm pistool uitgehaal, my van sy rug afgeskit, en hy het oor my geklim, en hy het aan die ander kant van ons bed gaan staan. Ek was verlam, my hele liggaam van bo tot onder was heeltemal verlam. Ek kon skaars vorentoe beweeg na die deur toe, ek het gestrompel na die deur toe, en toe ek daar kom, het ek met my rug na hom toe gestaan, en ek was te bang om te draai, ek was te bang om te kyk wat gaan gebeur volgende. En toe ek uiteindelik die moed kry om te draai, toe sien ek onder die wapen. Hy het sy 9mm pistool met al twee sy hande vastgehou, en hy het my nie kans gegee nie. Hy het losgetrek. Die eerste koel het die pleister aan die regterkant van die kusyn getref. Die ander koel is aan die linkerkant van my gesig verby, die portret agter my getref. En daarna het hy my 2 keer in my linkerskouer, 2 keer in my regterskouer geskiet, en ek het nie geval nie, en ek kon sien die verwarring en vrees op sy gesig, want ek is veronderstel om lankal te geval het. En ek het staande gebly en ek het hom in die oog gekyk, terwyl hy losgetrek het, en ek kon sien, hy het beheer verloor oor die wapen, want die koels het in verskillende rigtings begin vlieg, en ek het daar gestaan, en die volgende oomblik het my bene vorentoe beweeg. Daai beweging het nie van my afgekom nie. Op die einde van die dag besef ek, dat die Here was wat my vorentoe gestoot het, want as ek nie vorentoe beweeg het nie, dan sou my definitief van vooraf geskiet het, in die hart, in die kop, in die longe. So die feit dat ek vorentoe geloop het, het ek skuins verby beweeg, en hy het my skuins begin skiet. So, hy het my deur die onderkant van die bed geskiet, en die een koel is in my regterbeen het vastgeslaan, en ek het my balans verloor, ek het op my knie gesak, en in die proses dat ek vorentoe beweeg het, geval het hy my deur al my borste geskiet, en ek het op daai stadium het ek net besef, hy gaan nie ophou skiet nie voordat ek dood is nie. En toe dit was die laaste oomblik wat ek hom ook lewend gesien het, so toe ek nou teen my, letterlik met my gesig teen die ijskoue vloer te lande kom, toe voel ek hoe my kop opruk met een verskriklike slag, en ek het nie besef hy het my geskiet weer eenmaal nie. Ek dink my ore en alles was net, dit was net 'n suisgeluid op daai stadium, en toe ek nou lê, toe besef ek op daai oomblik, dat kyk die bloed, jy weet die kol bloed wat om my kop vorm, en wat al groter en groter word by die oomblik, en ek besef, ek is raak geskiet ergens, want waar kom die baie bloed vandaan? En ek het op daai stadium, het ek besef, dat ek so na in die dood is. Dit is net 'n uitgemaakte saak. En op daai oomblik het die Heilige Gees vir my gesê, lees stil my dogter, hy kyk vir jou, lees stil. Ek het 'n behoefte gehad om op te kom, om te beweeg, en ek kon nie, want daar was so drukking op my liggaam gewees, ek was teen die vloer vastgedruk deur die Gees. Dit het gelyk asof ek dood is, die manier ook gelê, die bloed, wat om my kop gevorm het, en hy het gedink, ek is dood, en hy het die revolver teen sy slaap gehou, en hy het homself geskiet. As jy meer wil weet, wat daarna gebeur het, die wonderwerk wat God verrig het, volg my, share en like my video.